Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Magtige God, dankie dat ons voor U kan verskyn vandag. Dankie, liewe Heer, dat ons hierdie voorreg het. Mag U seën rus op hierdie verrigtinge. Verwyder, liewe Heer, enigiets wat hinder in my, in ons. Mag ons hoor wat U tot ons spreek, asseblief. In Jesus naam met danksegging. Amen. Sit gerus. Vandag se boodskap is getiteld God gryp in. God gryp in. Ek is dankbaar vir die elektronika span en vir die klankspan en vir die musiekspan wat alles wat in die agtergrond plaasvind laat gebeur. Dankbaar daarvoor. En ons vraag vandag wat ek het is gou, wat is U wêreldbeskouing? Wat is U wêreldbeskouing? Ons het 'n sekere raamwerk wat ons het in opsigte van hoe dinge lyk om ons, en dan se ander dinge wat net nooit by ons relevant is nie. Vergewe my as julle hierheen al voorheen gehoor het, maar as mens kom vanuit 'n streng heidense perspektief af, dan kan jy kan nie dan 'n padda dissekteer nie. Ek weet 'n vreemde ding wat ek nou net gesê het hierso, maar in sekere anatomieklasse is die eerste ding wat hulle gee vir jou is 'n padda en 'n kurkbord en hulle sê daarso, maak gou vir padda vas en dan moet jy vir padda oopmaak en sien hoe lyk dit binnekant, né? En dit is wat gemaak het dat sekere mense gesê het net daar, okay, ek wil nie nou verder in 'n mediese rigting dan myself begewe nie. Maar ons mag dit doen as Christene. Binne ons wêreldbeskouing, dan al is dit nie miskien dis nie miskien smaaklik of vreeslik lekker om nou vir padda oop te moet zip nie. Dit is nie teen ons geloof nie, maar vir 'n persoon wat sterk heidens is, dan is dit. Want God is vir hulle in die lug, in die boom, in die klip, in die padda, en dan hulle kan dit nie doen nie, want hulle is besig om ietsie te doen wat dan hulle eie God dan sou skaad. Nee? Maak daai wat ek nou net gesê het, is dit op enige persoon hierso se radarskerm? Nee, glad nie. Niemand hierso dink dat God is in 'n padda nie. Niemand dink dit nie. So, ons het egter ander dinge wat in ons wêreldbeskouing is, dele van ons raamwerk wat ons nie aandink nie. En sommige mense het 'n pessimistiese uitkyk op die lewe. Hulle kyk na situasie en hulle sien net dit wat verkeerd is. Hulle sien al die dinge wat kan skeefloop. Hulle reken is dat maar hierdie ding gaan net nooit werk nie. Dis die verstekstelling is ramp. Ander persoon se verstekstelling is dan optimisties. Hierdie ding gaan werk, ons pak die ding aan, ek is seker. Wat gaan dit als veruit? Nee, ek weet nie, ons sal uitwerk as ons daar uitkom. En die twee spanne van mense werk nie altyd so lekker saam nie. Die een was ek, nee, toe maar ons werk dit uit soos wat ons gaan. Wie ken mense soos dit? Ons werk dit uit soos wat ons gaan. Ken julle sulke mense? Ken julle mense wat hulle wil weet van alles? Hulle wil al die stappe verstaan voordat hulle enigstens weggetrek het. Ken julle ook mense soos dit? Frustreer hierdie twee groepe mense mekaar? Ja, ek het gehoor. Iemand het gesê, ja, baie beslis. Hulle frustreer mekaar verskriklik baie. Maar jy kry dan ook 'n ander wêreldbeskouing, afgesien van net jou houding of jy optimisties of pessimisties is jy kry mense wat glo in determinisme. Hulle glo dat jy is bestem om hierdie sekere ding te laat gebeur. Jy kry mense, ek gaan nou iemand se borrel bars vir hulle. Ek's jammer as ek iemand se borrel bars, maar dis dalk deel van my werk. Jy is nie bestem om net met een persoon getroud. Ek bedoel nou op 'n slag. Ek verstaan nou mooi wat ek gesê het.
verstaan baie mooi wat ek nou sê. Daar is nie net een ander persoon in die wêreld, ek sal dit beter sê. Daar's nie net een ander persoon in die wêreld met wie jy kan trou nie. Dit werk nie so nie. Hierdie persoon gaan net met daai persoon, anders werk dit nie. Ek het nog nie die regte persoon ontmoet nie, so dit werk nie. Nee, dit is nie so nie. Die huwelik is 'n keuse. Dis 'n keuse, liefde is 'n keuse, dis 'n keuse wat uitgeoefen word. Ek kies om in myself te verbind tot hierdie verhouding, kom wat wil. Dis hoe dit werk. Ja, daar's sommige mense, jy sal mal meer geneig wees na hierdie tipes, of daai tipes, maar dit is nie net dat dit net een persoon en dis al nie. Dis net al. Oom Henny het in hierdie week het hy 96 jaar oud geword. Wat 'n geweldige prys die Here daarso vir dit, dat hy vir oom die gesondheid gegee het, en ek gaan net nie so spog nou namens oom Henny. Oom Henny het verlede jaar, het in sy huis alleen buitekant, het hy geverf, op die ouderdom van 95. Nou so, mag daai tipe krag by oom bly, altyd deur. Mag daai krag vir almal wees, maar dis omdat oom hard gewerk het, om dit te kan kry. Dit is wat so, as jy swaar dinge wil kan doen, tel swaar goeders op, nee oom. Nou oom Henny en tannie Marie is nou al hierdie baie jare is hulle getroud. Maar dis omdat hulle gekies het om dit te doen. Dis nie dat daar was geen opsie vir hulle nie. Dit is nou maar dit en dis nou maar klaar. So ons kan nie glo in determinisme nie. Ons kan ook nie glo in die volgende ding wat mens noem fatalisme. Hierdie ding, dit gaan oor my pad kom en ek kan nie, dit is onvermydelik. Hierdie ding is net onvermydelik, dit gaan maar net so gebeur. Dis nou maar so. Ek sien hierdie ding kom en, goeieste, ja, aaklig, ramp, alles is verlore, niks gaan werk. Fatalisme is nie ietsie wat ons in glo as Christene. Dit hoort nie in ons wêreldbeskouing nie, want hier is die ding, is dat waar is God in ons wêreldbeskouing? Waar is God, as ons op die skyfie kan sit asseblief, waar is God in die prentjie wat ons om ons het? Want baie mense, ek het die term al baie gebruik in die verlede, is funksioneel ateïsties. Funksioneel is hulle ateïsties. Hulle weet van God. Hulle het 'n Bybel. Hulle lees dit dalk, maar in die keuses wat hulle maak, dan tree hulle op asof daar nie 'n God is nie. En dit is 'n tragiese plek om te wees. Ek vertel vandag hierdie verhaal aan die hand van 'n bietjie angs en spanning wat op die oomblik in die land loop. Iemand het op 'n stadium gesê dat jy moenie politiek in die kerk inbring nie. En 'n baie slim man het gesê, dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. Wanneer die politici betree op God se terrein, dan is dit die werk van die mense van God om te sê, af, weg. Dis God se plek die. En op die einde van die dag is dat my godsdiens gaan altyd uiting vind in die manier van hoe ek met mense werk. My godsdiens vind uitdrukking in my politiek. En my politiek spreek van my godsdiens, hoe ek maak met mense, praat van wat ek eintlik glo van God. En ek wil gou net hier so praat van 'n geskiedkundige gebeurtenis wat iets verskriklik was. Daai bord daar so agter, dit sê Deutsche, wehrt euch. Duitsers, weer julle of staan vas. Kauft nicht by Juden. Koop niks by Jode. En dit is twee ouens van die Sturmabteilung van die Nazi-party wat daai bord opgesit het teen 'n Joodse winkel in Duitsland. En wat gebeur het soveel jaar gelede is dat in die 9de en die 10de November in die hele geskiedenis daarvan is bietjie, daar was 'n vuurtjie onder 'n kruitvat aangesteek van spanning wat binne in Nazi-Duitsland was. Daar's 'n ou wat doodgeskiet was en hulle toe in Parys, 'n Duitser wat doodgeskiet was in Parys deur 'n Jood, en toe het hierdie ding net vlam gevat en dit was 'n groot ophef gemaak van daai storie. Ek gee dit nou die eenvoudige weergawe. En Joodse winkels was binnegeval,
Joodse huise was binnengeval, Joodse boeke was alles gebuit. Hulle het petrol het hulle gegooi binne in sinagoges en hulle het die sinagoges in die brand gesteek. Dis die hele Duitsland vol die aand van die 9de en die 10de November 1938 as ek reg onthou. Hierdie is 'n sinagoge in Frankfurt, hierdie is 'n sinagoge in Baden-Baden. Hierdie is 'n winkel wat vernietig is. En julle sien hierso wat sê Herrenkleidung, mansklere, wat die glas daar so voor die plek gebreek is, en hierso is nog een, en op die ouene van die dag is daar stringe mense is in hegtenis geneem. Dis al die mans wat hulle dan in hegtenis geneem het. 91 mense, 91 Jode is dood, 7500 besighede is heeltemal vernietig, 300.000 is in hegtenis geneem, en 30.000 van hulle is na die konsentrasiekampe. En daai aand het hulle kristalnag genoem, die nag van kristalnag, want dit het gelyk soos kristal wat oor die paaie was, oralster, wat hulle net die glasvensters van hierdie winkels gebreek het, en die goeders binnekant gebuit het, en die mense weggeneem het, en al daai. Hoekom vertel ek hierdie vir julle? Afgesien daarvan dat op die 30ste Junie in Suid-Afrika, dan is daar sprake daarvan dat daar opgetree gaan word teen onwettige immigrante, en ek het geen probleem daarmee as 'n onwettige immigrant gedeporteer word, en hy gaan terug na sy land, en hy moet wettig hier wees. Ek het geen probleem met dit nie. Jy weet, die wet is die wet. Maar daar's so groot ophef wat gemaak word oor mense wat 'n kans gaan vat om baie meer te doen as net daai. En daar's soos vrees. Daar's 'n omsendbrief wat jy dalk gekry het gister, wat gesê het is dat daar moet gewaak word teen watse aktiwiteite gaan plaasvind binne in die konferensie en wie's besig om wat te doen. So daar's 'n vraagteken omtrent hierdie. Daar's so 'n sprake daarvan dat enige persoon wat vaagweg nie wat hulle selfs verdink nie van Suid-Afrika afkom, gaan dan verskriklik ly en gaan selfs om die lewe gebring word. En dit het al gebeur in Suid-Afrika tot op hede, nou ek kan nie vir julle syfers gee vir dit nie, wat mense doodgemaak word, dan besef hulle later, okay, die ou was eintlik 'n Suid-Afrikaner. Oeps, hy was eintlik nie van die buiteland af nie. Nou, ek is soos enige ander persoon in die land, is ek ook omgekrap oor geweld en misdaad. Soos enige ander persoon in die land, dan is ook omgekrap daaroor van wanneer verhale vertel word, ja, dis 'n onwettige Mosambieker, Zimbabweër, wat ook al dit mag gewees, is 'n onwettige Somaliër, Nigeriër, enigiets in hakkies dan, het hierdie ding gedoen. Maar die oomblik as ons begin om te gaan in die rigting van wat baie mense doen, dan is ons nie meer besig om Christelik op te tree nie. En julle gaan nou verbaas wees dalk oor wat ek nou gaan sê, maar die teenoorgestelde van liefde is nie haat nie. Die teenoorgestelde van liefde is nie haat, dit is dalk apatie. Dit is dalk net om die skouers op te trek en te sê, not my problem, dit kan eintlik maar aangaan soos wat dit moet. Nou die rede kom ek vir julle al hierdie inligting gegee het oor Kristalnag, een van die mees treffende gebeurtenisse tydens daai hele storie, is daar was geen boe of ba gesê deur die Duitse publiek in die geheel, dat die stormabteilung ingekom het en hulle het net hierdie enorme skade gehad staan en aanrig. En dit was nie net 'n populistiese opstand nie, daar was doelbewus instruksie gegee deur die Nazi hoofkwartier om te sê, ouens moet hierdie ding gaan doen en maak seker wanneer hulle doen is hulle nie in uniform nie. Soos hulle die plakate kom opsit daar so wat sê, kauft nicht bei Juden, dan doen hulle dit in uniform, maar na dit, dan doen hulle dit in siviele drag, in 'n poging om hierdie ding nou aan te wakker.
En hier's 'n interessante gebeurtenis, is hulle maak die mense marseer deur die strate. Maar jy kan nie mooi sien wat dit sê, wat sê op hy ster wat hulle dra, op die Dawid ster wat hulle daar so dra nie. Maar wat dit sê is, God vergift ons nie, God vergeef ons nie. Nou wat die Nazi-party nou gaan staan om te sê, is dat hulle mag besluit wat God sê vergewe word of nie. Hulle mag daai besluit. Ek weet nie wat hulle besiel het om dit te dink vir 'n oomblik nie. En die interessante ding is dat toe hulle besig was om alles af te brand, dan is deel van dit wat hulle gebrand het, was eintlik die Torah. Dit het in meer as een van die sinagoges. Dan is dit, hierdie is boekrolle van die Torah wat gered was uit een van die sinagoges wat afgebrand is. Dat hulle brand dan dit wat in die eerste 5 boeke van die Bybel, hulle brand daai, met vreugde, dan brand hulle dit af en hulle sê hulle doen nou God se werk. Mense dig hulle self goeders toe, hulle laat hulle self goeders toe, in die naam van God, wat nooit so was nie. 'n losgedagte. Hierdie konferensie is baie uniek. Die noordelike konferensie van Suid-Afrika is waarskynlik die mees diverse konferensie in die hele wêreld. Daar is kerke wat hoofsaaklik Malawiërs is onder ons. Daar's kerke wat hoofsaaklik Zimbabweërs is onder ons. Daar's kerke wat hoofsaaklik Portugees is. Daar's Afrikaanse gemeentes soos hierdie. Daar's Engelse gemeentes. Daar's allerlei gemeentes. Ons is 'n mengsel van alles en nog wat. En wat ons nie kan waag om te doen is, ons kan nie net een van 2 besluite maak nie. Ons kan nie die fatalisme maak van, ag jy weet, ons kan eintlik niks doen, ons kan eintlik dit nie keer nie. Dit is seker maar die dinge wat gaan plaasvind en die goed storm maar so voort en jy weet wat kan ons maak? Trek skouers op. Of andersins apatie. Dit raak nie vir my nie want ek is veilig waar ek gaan. Ek's mos 'n Suid-Afrikaanse burger, niemand gaan vir my enigiets doen nie. Kry vir julle. En selfs dink ons nie, kry vir julle. Wanneer daar 'n oproep gemaak word vir gebed, wanneer daar 'n oproep gemaak word van ons verkeer in nood, ons het eintlik moeilikheid, dan wat is die werk dan van 'n kind van God? Die werk van 'n kind van God is dan om op sy knieë te gaan en die naam van die Here aan te roep. Die werk van die kind van God is om te sê is dat, en ek wou eintlik die liedjie gesing het hierso vandag, maar dit is weens omstandighede. Die liedjie se naam is More Than Conquerors, en dan is daar 'n stuk daarso wat sê that we are defiant in your name. Diegene wat al die jeug sal die liedjie ken. Dis 'n treffende lied daar om te sê is dat ek staan vas. Nie dit wat daar so gesê was op 'n ander bord. Werte euch, staan vas, moenie hierdie ding gaan doen. Nee, ek staan vas op dit wat God sê. Ek staan vas om te sê is dat mense se lewens is kosbaar voor God. As 'n ou onwettig in die land is, deporteer hom, doodreg. Ou is in die land, maak hom dood, glad nie. Na anargie gaan ons glad nie oor nie. En wat doen ons in die aangesig van al hierdie chaos? Wat doen ons in die aangesig wanneer ons kyk na dinge en ons sien, hierdie is onmoontlik. Ons kan, as ons na hierdie ding kyk, dit kan glad nie. En dit wat ek nou van praat, jy gaan nou verstaan van hoe dit van toepassing is op ons. Ons het broeders en susters in die kerk wat besonder bekommerd is daaroor. En dalk is dit diegene van u wat hier so sit. Werk dalk saam met mense wat kom van Malawi, of Zimbabwe, of Engeland. Daar's 'n sekere populistiese leier wat ek sy naam ek nie graag herhaal nie, wat gesê het is dat die probleem is nie noodwendigerwys met mense wat uit Afrika uitkom wat onwettig is nie, blanke mense wat uit ander lande uitkom hierso wat blank is, hulle moet ook van ontslaag geraak word. Van ontslaag geraak word. En dit is net maar hoe redeneer ons? Hoe dink ons? Soos ek gesê het, jou godsdiens eindig op in jou politiek en jou politiek spreek van jou godsdiens. Kom ons kyk nou na Handelinge 12.
kyk na Handelinge 12. Hierdie raak ons broers en susters van oral oor. En ons kan nooit net kyk na omstandighede en dink dat hierdie is onmoontlik en ek trek my skouers op en dis dit nie. Nee. Handelinge 12, omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. Handelinge 12 vers 1. En hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring en toe hy sien dat dit die Jode welgevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. En dit was die dae van die ongesuurde brode. Toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan 4 wagte, elkeen van 4 soldate, om hom te bewaak, met die doeling om hom na die Paasfees voor die volk te bring. Voorheen het ek al gepraat hier oor ander geleenthede, ander kontekste. Maar hier beteken elke 6 ure is daar vars ouens wat daar so sit. Dat jy 2 ouens aan wie jy geboei is, aan wie jy nou vas is, en dan wys weer die prentjie asseblief 2 ouens aan wie jy vas is, wat binne in die sel is saam met jou, en dan is daar 2 ouens wat net buitekant die sel is. Good luck om uit daai ding uit te kom. Hoe gaan jy ontsnap van hierdie? Nou moet jy loskom van 'n boei, 2 gewapende soldate moet jy uitsorteer op een of ander manier, nou moet die by 'n deur uitkom wat vasgegrendel is, toegesluit is, verby daai, dan is daar 2 ander wagte wat jy ook nou mee met handgemeen moet raak, dan is die res van die tronk is ook daar wat jy by moet uitbreek. As Israel, as die mense van Petrus se makkers, as die mense van die gemeente op daai stadium na hierdie omstandighede gekyk het, wat sou hulle sê? Ja, verskriklik. Arme Petrus, trek die skouers op. Ag, dit is so aaklig. Val terug in fatalisme. Ag, dit gaan seker maar gebeur, ek kan niks doen nie. Is dit wat hulle gedoen het? Nee. Daar's 'n wonderlike ding. Vers 5. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Daar het 'n aanhoudende gebed deur die gemeente vir hom opgegaan. Konstant was mense besig om in te tree. Terwyl hulle loop, dan dink hulle, ja, ek bid weer vir Petrus. En dit beteken nie dat hulle was net die heeltyd besig om net dit te doen nie. Dit beteken dat hulle was terwyl hulle besig is om te werk met wat hulle doen. Elke nou stop en dan dink hulle, Here, red asseblief vir Petrus. Ek weet nie hoe jy dit sal doen nie, maar red asseblief vir Petrus. Help asseblief in hierdie omstandighede. Laat u goeie wil geskied. Laat u wil geskied. Dis mos hoekom ons dit bid. Dis hoekom die Here vir ons so geleer het. In die Onse Vader dan sê dit, laat u wil geskied. Hoekom bid ons dit? Want dit gebeur nie in die wêreld nie. Ons bid daarvoor want dit is nog nie volvoer nie. Elke knie het nog nie gebuig nie. Elke tong het nog nie bely dat Jesus Christus die verlosser is nie. Dat hy die Heer is nie. Maar dit moet gebeur. En daarvoor dan moet ons bid. En wat het toe plaasgevind hierso met Petrus? Niemand het dit ooit sien kom nie. Die boei val af, die ander boei val af, 'n engel maak hom wakker, nie in daai volgorde. Die ander 2 ouens slaap vas. Die deur swaai oop, die ouens buitekant slaap vas. Die deur swaai oop, Paulus kom so uitgestap. Ag Petrus, okay, sorry, ekskuus. Hy hoef nie eers so siekies uitgeloop het en goed soos dit nie. Hy kan net so spring. Hy kon 'n gebok spring het hier so by die deur. Hy kon met 'n skaatsplank kon hy uitgejaag het. Interessante prentjie daai. Petrus op 'n skaatsplank. Maar Petrus kon met 'n skaatsplank daarso op die klipvloer kon hy uitgejaag het uit die tronk uit en die ouens sou nog steeds aan die slaap gebly het. Want God het dit so beskik. En hy stap, 'n vry man daarso uit die tronk uit. En wat gebeur met diegene wat hom om die lewe wou gebring het? Hulle word om die lewe gebring. Herodes in kluis, wat vir Jakobus om die lewe gebring het, en vir Petrus ook dit wou gedoen het, bloot net vir wat? Vir 'n populistiese voordeel. Maar hy het homself bly verset teen God. Was daar 'n beroep gemaak op Herodes se lewe? O ja.
Was hy aangekla in sy gees? O ja. Het hy geweet wat die regte ding is om te doen? Ja. Het hy aanhou homself te verset? Ja. Wat dan? Dan is dit nou maar so. Want hy het self gekies. Maar was daar 'n gebed wat opgegaan het? Ja, daar was. En God het dit gedoen wat totaal onmoontlik is. Dit is nie net daar wat dit plaasvind nie. Daar is ook 'n sekere ander geval. En ons lees daarvan in Jesaja 37. Plaas ek het nou 'n skyfie eintlik gemaak van hierdie vir julle. Ek het dalk vir julle, ek het hierdie al voorheen vir julle dalk gewys op 'n stadium, as ek julle gaan besoek het en met julle kom praat het. Bonnie, ek het vir julle hierdie vertel toe julle in die hospitaal was met Michael, ek is amper seker daarvan. As dit nie vir julle was nie, dan vergewe my. Maar as julle 'n Bybel het, 'n papierbybel, as jy 'n elektroniese Bybel het, dan sorry. Maar as jy 'n papierbybel het, gaan gou vir my heel agter in hom, dan het hy waarskynlik 'n kaart. OK, gaan loer na die kaart. En jy sal waarskynlik 4 kaarte hê, afhangende van wat se druk Bybel jy het. Nou ek soek die een wat dit sê die wêreld van die Ou Testament. Gaan loer na daai kaart. As jy hom gekry het, sê vir my OK, goed, ek het 'n paar Tannie Elsa, ek moet seker nie mense in die kerk kry om te sê nie, dit kan beter as dit. Goed, nou as mens kyk op die kaart hierso, dan sien dit sê aan die linkerkant, dan hoort dit Egipte te wees, as dit dieselfde kaart is wat ek het, en dan ver oor aan die regterkant, dan is dit Persië, in die middel, dan is dit Babylonië en goed soos daai. So dan die julle sien, het julle daai kaart? Is dit reg? Wys my, waai vir my as julle dit sien. OK, sien julle waar is Jerusalem op daai kaart? Sien julle waar is Jerusalem? Waai vir my as julle sien waar is Jerusalem op die kaart? OK, ek het een, OK, dankie Elise, is daarom een persoon het dit gekry. So daar, OK, daar sê dankie Elise, kyk, nou dankie Danai. So as jy daar so sien, trek so 'n klein kringetjie net in jou gedagtes om Jerusalem. Dis waar Judea is. En die hele res van dit wat jy sien, die ganse kaart is alles onder Assiriese beheer. De lot. Die ganse bekende wêreld op daai stadium is onder beheer van Assirië. Dis net Juda wat onafhanklik is. Die noordelike 10 stamme is al weggevoer, Israel bestaan nie meer nie, dis net Juda wat daaroor is. En hier is hulle beleer. Julle kan terugblaai na Jesaja 37 toe, of andersins 2 Konings 19, afhangende van wat julle voorkeur is. Maar ek gaan wees in Jesaja 37. En hier kry Hizkia 'n brief om te sê is dat daar is nie 'n manier van wat jy enigsins hierso gaan oorleef nie. En wat hulle spot met hom en hulle sê daar so, moenie dink dat jy gaan gered word nie. Moenie dink dat jou God jou gaan red. Wie is jy wat kan staan teen ons? Wie is julle God wat nou kan staan teen ons? Waar gaan dit kan plaas? En kyk al die ander gode wat voor ons geval het. En as jy kyk na wat aan die gang is in die wêreld, dan lyk dit so. As jy kyk wat aangaan in die wêreld, almal, hulle hoef net so oor die muur te loer en dan sien hulle, okay, maar hierdie ouens het nou klaar alles wat daar is, het hulle klaar gevat. Jo, boys, wat gaan ons maak? Hulle staan hier so voor die muur en hulle het nou 'n brief nou net gestuur vir die baas en gesê, ons is ouwerskadouwers, loer so weer hoe my jekkel stikkel, maar ons baie van, wat gaan ons maak? Wat op dese aarde gaan hulle maak? En wat doen Hizkia? Hy vat daai brief en hy gaan kniel voor die aangesig van die Here met daai brief. Hy gaan kniel daar so voor die aangesig van die Here met dit. Hizkia het die brief uit die hand van die boodskappers ontvang. Hy het opgegaan na die huis van die Here en hy het dit voor die aangesig van die Here uitgesprei. En ek dink jy weet wat gebeur het aan die einde van hierdie storie. Die Here stuur 'n engel en daai nag is daar 185.000. Een nag was daar 185.000 van die vyand platgeslaan deur een engel. Net een nag. In wat? In antwoord op
gebed. Totaal onmoontlik vir hulle om op hulle eie regte gekry. Totaal onmoontlik vir die Nuwe Testamentiese kerk om vir Petrus daar uit die tronk uit te breek. Daar is nie so 'n ding soos Hollywood nie. Daar is nie so 'n Mission Impossible tipe storie wat kan plaasvind, kom jy so deur die dak en breek jy ou daar's bla bla bla. Dit gebeur nie in die werklikheid nie. Petrus was op pad om te sterf. Juda was op pad daarvan. Hiskia en die hele Jerusalem was op pad daarvan hulle was op pad om platgevee te word. En ek het nou net na 2 voorbeelde gewys in die Bybel waarvan daar baie is. Maar die lank en die kort is baie eenvoudig. Dit is die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Groot krag. Broers, susters. Alipad, Christian, van waar jy sit, daarbo. Henk, tot daar. Louise, Andries, Goan, Artis, Marius, enigeen van ons wat hier so mag wees. Van hoek tot kant, van Mokoena tot by Anel. Almal van ons het 'n uitdaging op een of ander plek wat ons mee sit in die lewe. Almal van ons. Almal van ons. Vir sommige van ons broers in ander kerke, dit is die vrees dat hulle, omdat hulle in Malawi is, dan gaan hulle huis gaan dalk afgebrand word en hulle gaan dalk om die lewe gebring word. Vir sommige van ons mag dit wees dat ons werk is in gedrang, of ons weet nie hoe ons maandeinde gaan klaarkom met die salaris wat maar met dieselfde bly, maar die kostes wat al hoe hoër gaan. Ons weet nie hoe ons hierdie verslawing gaan klop nie. Ons weet nie hoe ons hierdie gesondheidsprobleem gaan oorkom nie. Ons weet nie hoe ons hierdie gemoedswroging kan aanspreek nie. Ons weet nie wat gaan gebeur ten opsigte van die geliefdes in ons lewe. Al daai goeters is dan die wrogings wat ons mee gekonfronteer word. Maar broers, susters, ek wil vir julle by julle pleit. Ek wil vir julle aanmoedig met hierdie. Kom, ons slaan ons oë op na die berge. Waar gaan ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Ons hulp kom van die God wat wondere verrig. Op die mees verstommende wyse, op 'n manier wat ons nooit gedink het. Dit gaan gebeur. Kyk net daar. Kyk net wat vind plaas. Maar dit gebeur net vir diegene wat in vurige oortuiging dan gaan is, Here, U is my enigste hulp. U is my enigste hoop. Ek gaan nie hierdie ding in my eie hande neem. Ek gaan nie hierdie ding probeer om self te manipuleer of om te dwing nie, want ek weet U is my oplossing. Wys my wat ek moet doen. Here, ek smeek U. Ek onthou nog oom Dewald Drotsky. Hy het hierdie gesê, hy het dit nie net vir my gesê nie, so ek kan vrymoedigheid neem om te sê, jare gelede, net toe ek in die kerk ingekom het, toe die kerk nog daai kant was. Toe is oom Dewald, een van die ooms, as hy 'n les aangebied het, dan het ek gesit met sulke groot gespitste ore en luister, want hy praat met sulke wysheid. En hy het vir my gesê, Werner, as dit nie was vir die krag van die Heilige Gees, as dit nie was dat ek 'n Christen geword het nie, dan sou ek deel gewees het van die gewapende stryd. Hy sou na 94, dan sou hy deel gewees het van allerhande goed wat plaasgevind het. En hy het gesê, maar die Here het my hart kom aanraak. Die krag van gebed. Tannie Marie Bentley, wat vir my voor daai kerk gesê het, sy het vir 47 jaar vir haar suster gebid, en haar suster het tot bekering gekom. Sy bly nou in Annerley. Haar man is Albert, dalk ken julle vir hulle. Hy sing met so groot Jim Reeves tipe stem. Ek gaan vir julle ander een vertel, en julle het al, as ek al vir julle kom besoek het in die hospitaal, dan sou ek vir julle waarskynlik hierdie storie vertel het. Leraar Kim Rou word gevra om 'n sekere persoon te gaan spreek in die hospitaal. Hy moet asseblief vir hulle gaan salf. En toe hy daar so opdaag, toe sê die tannie dat haar een voet is heeltemal dood. Die senuwees is af. Die voet hang net. En jy kan blykbaar nie dit regmaak nie. Vra vir 'n chirurg, vra vir 'n dokter, ek weet nie, maar hulle kon nie die senuwees is net af en hy's stikkend. Een of ander siekte wat sy gekry het van die. So die voet is die heeltyd besig om beseer te raak, want hy flap so rond,
En as sy nou 'n sny of ietsie op kry, dan gaan sy dit nie voel nie, kry infeksie in daai, dan is dit net dan gaan sy die voet nou verloor. En haar lewensgehalte is heeltemal weg, want sy moet nou sien kom klaar op krikke, want sy kan nie loop op hierdie voet wat net so los is nie. So hulle sê, sit af, sit 'n protese, dan gaan jy. Leraar Kim gaan daarso om haar te gaan salf. Steve Biko Baragwanath, een van die 2 groot staatshospitale. En hy kom daarso aan, en die ding is al klaar gemerk. Ek weet nie hoekom die chirurge dan met daai, ek dog is net soos in een lyn, en dan sit net, maar anyway, ons chirurg weet nou beter as ek. Maar hulle het nou die ding klaar gemerk, van hoe hulle nou die snye gaan doen, en goed soos dit, en dis nou gedane sake. As ons kyk na hierdie, dan wat dink ons? Dan dink ons, okay, dis nou maar so. Kyk ons na Petrus wat sit in die tronk, okay, dis nou maar so. Kyk ons hier so na die magte wat voor Jerusalem is, ag, okay, dis nou seker maar so. Ons kyk hier so na groot politieke opstand wat beplan is, ag, okay, dis nou seker maar so. Nee, dit werk nie so nie. Leraar Kim en sy bid saam daai aand, hy salf vir haar saam met 'n ouderling. Volgende oggend dan kom die narkotiseer. Hulle kom ons nou met so 'n vormpie wat jy moet so check, dit is privaat. Ek weet nie in staat hoe dit werk nie, maar dieselfde idee is. Hulle kom nog steeds na jou en hulle kyk van basies hoe lyk die persoon, hoeveel gaan hulle moet spuit van wat, is daar enige kondisies wat hulle vir aandag moet skenk, is jy naar as jy wakker word, is jy en so meer. En terwyl die chirurg besig is om te praat met haar, toe sien sy daar soos ietsie wat aan die gang is onder die lakens. En hy maak daar so oop en hy doen net sulke elementêre toetse en hy sê, mevrou, u hoef nie in te gaan vir 'n operasie vandag nie. En die chirurg, daai narkotiseer, roep die chirurge en die chirurge, ek is baie bly hierso om nou te kan spog met Leraar Kim se verhaal hierso, want mag die Here verheerlik word hierso deur dit wat ek nou vir julle vertel. Die chirurge sê, ons is ateïste, ons glo nie in God nie, maar hierdie is goddelike ingryping. Ons kan hierdie nie verklaar op enige manier anderster as dat God, dis iets buite ons verwysingsraamwerk, dat 'n voet wat heeltemal stikkend dood was, het nou ewe skielik weer lewe gekry, en sy trek haar skoene aan, en sy stap daar so alleen uit die hospitaal uit, los haar krikke daar, thanks for playing. Prys die Here. Geliefdes, mag dit asseblief so wees. Ongeag van dit is wat u mag deurgaan op hierdie stadium van die wedstryd, wat dit ook al mag wees, onthou asseblief, God gryp in, mag God gryp in deur gebed. Ons trek nie net ons skouers op en sê, ag, okay, maar die Here weet seker maar wat beste is en dis okay. Nee, ons word genooi om voor hom te pleit. Ons word gevra, hy nooi vir ons juis, pleit by hom, vra vir hom, dat my hart verander sal word in opsigte van die omstandighede, dat ek verander mag word, net so seer wat die omstandighede dan sal draai. Liewe Here, verheerlik u self. Ons loof u en ons prys u, liewe Here, want u is goed en u gee vir ons in die woord die mees verstommende verhale van waar u ingryp en die dinge wat u doen. En dit gaan ons verstand te bowe. Vergewe ons, liewe Here, wanneer ons net ons skouers opgetrek het deur sake. Vergewe ons asseblief, liewe Here, waar ons in plaas van om in liefde op ons knieë te sak en te bid oor 'n storie, dat ons net ons skouers optrek en sê, ag, is seker nou maar so. Mag ons nooit net sê, ag, is nou seker maar so, maar mag ons altyd by u pleit, dat u wil sal geskied, dat u verheerlik mag word. Ek bid, liewe Heer, vir my broers en susters hierso saam met my in die gemeente vandag. Elkeen van hulle is gekonfronteer met 'n uitdaging van een of ander beskrywing. Somstyds dan is dit medies. Somstyds is dit finansiëel. Soms is dit emosioneel. Soms is dit geestelik. Maar almal van ons het 'n wroging van een of ander beskrywing. Van die eenvoudige ding van, het ek regtig onthou om vanoggend die stoof by die huis af te skakel, tot die katastrofies, Here, ek weet nie hoe ek gaan oorleef verby môre.
Maar U weet wat daai behoefte is. Mag ons, liewe Heer, aangevuur deur die Heilige Gees, voor U pleit vir uitkoms, dat U goeie wil sal geskied, en dat U sodoenig verheerlik mag word. In Jesus naam asseblief. Amen.